22ste vers van 1 Samuel 2 sê, maar Eli was baie oud, en as hy hoor alles wat sy seuns aan die hele Israel doen, en dat hulle gemeenskap hou met die vrou wat dien by die ingang van die tent van samekoms, dan sê hy vir hulle, waarom doen julle sulke dinge? Dat ek van hierdie hele volk julle slegte dinge moet hoor. Dit moet nie wees nie, my seuns, want dit is geen goeie gerig wat ek hoor nie. Julle maak dat die volk van die Here oortree. As 'n mens teen mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as keinsregter optree? Maar hulle het nie na hulle vader geluister nie, want die Here wou hulle ombring. Vers 29. Waarom verag julle my slagoffer en my spysoffer wat ek in my woning beveel het? En eer jy jou seuns meer as vir my, deur hulle vet te voer met die beste van elke offergawe van my volk Israel. Daarom spreek die Here, die God van Israel. Ek het wel duidelik gesê, jou huis en die huis van jou vader sal voor my aangesig wandel tot in ewigheid. Maar nou spreek die Here, dit is ver van my. Want die wat my eer, sal ek eer. Maar die wat my verag, sal veragtelik wees. Kyk, daar kom dat ek jou die arm van jou vader sal afkap, sodat daar geen bejaarde in jou huis sal wees nie. Net tot sover, my broer en suster. Ek wil vanoggend my boodskap titel, as jy God eer, sal God jou eer. Maar as jy die Here verag, sal die Here jou veragtelik maak. Ons kyk na hierdie gedeelte in Israel, woord van die Here sê, daar was 'n priester gewees met die naam van Eli. 'n man van God wat die volk moes lei. Hy moes die offers bring, hy moes vir die volk intref, hulle sondes, en hy moes die volk rig in die woord van die Here. Maar hy het 2 seuns gehad, wat die Here geïgnoreer het. Hulle was op so 'n stadium dat hulle gedink het, hulle is die manne, my pa is die priester, die hoof, en ek kan maar maak wat hulle wil. Wie kan my iets aandoen? Want niemand kon hulle hande vir hulle lig nie, dan val hulle onder 'n vloek. En daar sou natuurlik mense gewees het wat gesê het, jy weet, dan sou Eli se seuns, ons gaan help hulle man. Probeer gesig koop het by jou Eli. Maar die dinge wat hulle gedoen het, het die Here nie aangestaan nie. Dit wat hulle gedoen het, was veragtelik, en dit wat hulle gedoen het, het hulle gedoen in die tent van samekoms. Nie daar een kant op 'n plek weggesteek van die mense gesig af nie, en dit geheim gehou het nie. Nee, hulle het dit gedoen. Arrogansie was eintlik wie hulle was, arrogansie. Hulle was daar gewees, die vrouens soontoe gevat, en hulle het gemaak wat hulle wil. Die woord van die Here sê, en as mense kom offer, dan moes hulle die kos in die potte sit, die vleis en die goed, dan moes hulle wag dat dit eers kook. Dan gaan hierdie 2 seuns en vat hulle virke, dan skep hulle die beste uit vir hulle, en dan sê hulle vir hulle, ons vat dit. Maak nie saak wat jy doen nie. Die woord van die Here sê, hulle het dit met geweld gedoen. So ons kon sien dat hierdie was 2 Belaams. Dit was 2 manne gewees, waarvan ek in my tyd so nie so van gehou het nie. Ek hou nie van sulke ouens nie. En ek glo die meeste manne wat manne is, hou nie van sulke mense nie, wat so veragtelik teenoor die Here handel. Mense het 'n verwagting van hierdie manne om in hulle pa se voetspore te volg, maar hulle het nie. En dan sien ons dat die pa praat met hulle en sê vir hulle seuns, julle moenie dit doen nie. En die woord van God sê, hulle het hulle tot hulle pa geïgnoreer. Hulle was op 'n plek gewees, jy weet, ons is untouchable.
Jy kry mense wat dink die wêreld behoort aan hulle, hulle kan doen wat hulle wil. En hulle kan sê wat hulle wil en jy weet, so wat kan jy nou doen? En ek wil vir jou sê, dis 'n verskriklike verkeerde houding, want jou grootmanskap gaan maak dat jou boude pak slaag kry op een of ander tyd, op een of ander manier. Jy kan nie met God in konfrontasie gaan en dink dat jy kan leef soos wat jy wil leef nie, want God het reëls en regulasies. En die arme vrouens wat by die tent van samenkoms gewerk het, 'n mens kan na hulle kyk en sê, jy weet, ons kan hulle verneder en sê, ja, hulle is maar seker dowwe dollars, jy weet, of daai tipe wat mense sê, dis nou regte tappets gewees. Nee, in my geestesoog sien ek dat hierdie vrouens het huise gehad. En hulle moes op 'n manier geld inbring om die mondjies te voer wat in die huis is. En hulle was bang, hulle verloor hulle werke. En hierdie twee jong manne het daai situasie uitgebuit, want hulle kon hulle baie maklik wegjaag en iemand anders kry. En die stories het uitgekom as gevolg van die vrouens wat gaan praat het en sê, dit kan nie so aangaan nie. So ons sit hier met twee manne wat dink die wêreld behoort aan hulle, hulle kan maak wat hulle wil. Hulle pa's oud, hy kan hulle nie meer in die bors vat en sê, kyk hier so by julle bulle, ek sê nou vir julle, nog een oortreding, dan is julle weg hier nie. Nee, die woord van God sê, hy het met hulle gepraat, maar hy het nie teen hulle gehandel nie. Nou vandag kry jy 'n ding wat gebeur, ons kry baie streng kinders en gehoorsame ouers. Dit gebeur vandag, kry ouers wat nie weet wat dit is om 'n kind 'n pak slaag te gee nie. En die Engelse sê, spare the rod and spoil the child. Ons het eendag kuier mense gehad, en die mamma het geglo dat 'n mens net met jou kind moet praat. En hulle kom kuier vir ons gee vir hulle ete, en toe my vrou die roomys uithaal, 'n 5 liter bak roomys, toe druk hy sy hand in daai roomys en niemand wil van daai roomys my eet nie. En die mamma sê, ag, wat het jy nou gedoen? Jy is almal so stout. Nou as dit my seentjie was, het hy dit nooit gedoen nie, want ek het hom maniere geleer. En hulle weet tot vandag toe, dat as pa gepraat het, dan word daar geluister. Maar hierdie Eli het dit nie gedoen nie. Hy het net gepraat, hy het nie gehandel nie. Hy het nie vir sy seuns gesê, luister hierso, vat julle goed en gee pad uit hierdie plek het nie. God sal vir my iemand stuur op wie ek kan vertrou om my op te volg nie. Nee, hy het hulle dit aangaan. Die woord van die Here verkwalik vir julle deur te sê dat hulle die beste geëet van die offergawes. En dit het God dwars in die krop gesteek. Want hulle het veragtelik opgetree teenoor die Here. Ons sien vandag in baie plekke en op televisie en YouTube en alles, jy kry hierdie woke people wat eintlik maar baie aan die slaap is. Hulle handel en dink hulle kan sê wat hulle wil en doen wat hulle wil en die gewone mens moet dit nou maar net opeet en doen wat hulle sê en dis absoluut teen God en sy gebod. En hulle dink hulle kan daarmee aangaan en dis nie 'n goeie ding nie. Ek wil vandag vir jou sê, mense wat God nie eer nie, word veragtelik gemaak. Inteendeel vandag kyk ons met veragting in die woord van die Here na Hofni en Pinehas. En die Here sê vir julle, jy sal weet dat ek die waarheid praat, want ek gaan jou twee seuns se lewens vat op een dag. Albei van hulle. En daar breek 'n oorlog uit en hierdie twee manne gryp die ark, want hulle het nou gedink die krag lê in die ark, en dit is in 'n mate so, maar God wou hulle dood gehad het. Dit het die Here behaag om hulle dood te maak. En laat ek nou vandag vir u sê, min goed behaag God, veral nie om dood te maak nie, maar hierdie mense se optrede was van so aard gewees, dat die Here nie verder na die aarde kon kyk en hierdie twee manne aansien. En hulle het die kerk, die gemeente, die mense wat God gedien het hulle afvallig gemaak. Mense wou nie meer kerk toe gaan nie.
Nee man, as jy soontoe gaan, is weet nie wat se nes daai nie, dit gebeur daar en dit gebeur daar, so mense het weggebly van dit af, dis oppervlakkig. En die volk het begin wegbeweeg en begin luister na die Baalpriesters, as gevolg van 2 manne. Nou wil ek vir u sê, daar is baie Hofni en Piniasse in hierdie wêreld, in gemeentes reg oor die wêreld. En ek dank die Here, dat die mense wat in hierdie gemeente is manne en vroue wat hulle oog op die Here hou, nie op mense nie. Dank God daarvoor. En dit gebeur so, dat God altyd die seuns doodmaak. En nou Eli sit op sy stoel, en ek dink hy was 'n bietjie sy stoel gery, die ou, hy was bietjie oorgewig, sy oë was nie so baie goed nie, en iemand bring 'n boodskap en sê, die ark van God is gevat, 30.000 joetjies het geval, en Hofni en Pinias is door die Here het hulle doodgemaak. Ek wil vir u sê, vandag, Hofni en Pinias is die oorsaak van die dood van baie joetjies, omdat hulle nie opgetree het, soos wat dit God behaag het. Maar, Eli val agteroor, breek sy nek, so al 3 is dood, op 1 dag. Al 3. God raak ontslaaf van hulle, en 'n man staan op, met die naam van Samuel, en hy begin die volk lei, en hy neem die kantoor in van die eerste profeet, deur God geroep. Nou, as 'n mens na die woord van die Here kyk, en jy kyk na hierdie gedeelte, wat sê, as jy God eer, gaan God jou eer. En ek soek in die woord van die Here, na gedeelte, van 'n man of 'n vrou, wat God geëer het, en die Here het hom geëer. En ek kom af op 'n gedeelte, in Numeri 14, op 'n man met die naam van Caleb. Nou, ek gaan hom nooit vergeet nie, dis die enigste Jood wat nie 'n snor gehad het. Maar wat ek vir u wil vertel is, hierdie was 'n uitstaande man. Die woord van die Here sê, Moses roep die volk bymekaar, hy kry 12 verspieders, spioene. In hierdie 12 is daar 2 manne, Caleb en 'n man met die naam van Hosea, wat Moses gaan en hy verander sy naam na Joshua. Joshua, die boek Joshua die leier, Joshua, daardie 2 manne is onder hierdie 12. En hy gee opdrag, gaan die land in, en bring vir ons nuus, bring vir ons 'n paar sampels saam, van wat julle daar kry. En hierdie 12 ouens gaan weg, en na gelang van tyd, toe kom hulle terug, en 2 van hulle dra 'n tros druiwe. 'n Tros druiwe dra hulle aan 'n plank, op hulle skouers, en hulle bring haar aan. Ek het in my lewe nog nooit so tros druiwe gesien. En hulle wys vir die mense, kyk, wat is hier? En hulle sê, dit is soos die Here sê, dis 'n land van melk en honing. Dis 'n land van melk en honing. Maar toe kom die nuus, maar, ek wil nou vandag vir julle sê, maar, het al die dood gekos van baie mense. Maar, daar is reuse, en hulle woon hier, en hulle woon daar, en weet julle wat, nee, daai mense het na ons gekyk, asof ons springkanne was in hulle oë. Ons kan nie teen hierdie manne gaan veg nie, die Enakite, dis 'n reuse. En die woord van God sê, dat hierdie 10 manne, wat die slegte gerigte gebring het onder die volk ingegaan, en die hele saak beskinder, loop en sleg praat, en sê, jy weet, mense negatief gemaak. Het jy al gesien, wanneer 'n klomp Suid-Afrikaners, regte boertjies by mekaar kom, en hulle sit en gesels, weet jy wat praat hulle oor? Nee, gaan nie oor daai groot bul op die plaas nie, het gaan nie oor dit of dat nie, politiek. Hierdie land
is in sy kanon in. Kyk nou net weer wat het daar gebeur. Weet jy, en as daai 5 ouens daar opstaan, dan is hulle so negatief, jy weet, as hulle in 'n vertrek instap, gaan die ligte af. Ek meen die kunsblomme verlep. Mense is so negatief, want politiek het hulle negatief gemaak. Hulle sien nie die moontlikheid dat God kan ingryp en ons red van al hierdie potholes in die paaie nie. En hulle kom by mekaar met 'n negatiewe gees. En dis presies wat daai 10 verspieders doen. Hulle maak die mense negatief. En toe die volk weer by mekaar kom, toe sê hulle nee, hulle wil nie gaan nie. En nou Caleb, hy staan op. Hy sê mense, hy sê God gee hierdie volke in ons hande. Die woorde is, hy sê, hulle het vir ons spys geword, ons gaan hulle opeet. Ons gaan hulle doodmaak, ons gaan hierdie land inneem. En Josua sê, God gaan ons die oorwinning gee. Hy is ons leidsman. En hy sê, kyk wat het die Here nie als vir ons gedoen nie. Hy het die see gekloof. Ons God is tot alles in staat. En hierdie volk raak so kwaad, dat hulle begin klippe optel om hulle 2 dood te gooi. Negatief. Hulle verag God totaal. En die woord van die Here sê, daai nag toe slaap hy mense nie. Hulle huil met, voor die Here, ons is nou uit Egipte uit, plaas ons gebly het. En weet jy wat besluit hulle? Hulle gaan vir hulle leier kry, wat hulle terugvat Egipte toe. Kan jy dit glo? Net 'n hond wat terugkeer, dan sê hy braaksel. En die Here gryp in. En die Here maak daai 10 verspieders dood, voor sy aangesig, sê die woord van die Here. God begin met hulle praat, en hierdie volk kom tot bekering. En nou doen hulle alles wat God gesê, hulle moenie doen nie, gaan hulle nou en hulle wil dit doen, en duisende van hulle sterf. En 40 jaar gaan verby. 40 jaar gaan verby. En dan staan daar 'n man op. Sy geslagte is almal dood. Die enigste ouens, die 2 oudste persone in die laar, is Josua en Caleb. Josua en Caleb. Caleb staan voor Josua, hy sê, 40 jaar gelede, hy sê, het ek uitgegaan, en ek het gaan verspied, hy sê, jy weet, ons was saam, hy sê, en ons het goeie gerigte teruggebring, en God het gesê, ek en jy gaan bly leef, maar al die ander gaan doodgaan. En die Here het gesê, dit en dit en dit, hy sê, weet jy wat sê Caleb? Hy sê, kyk, ek is nog net so sterk, soos toe. Ek sou dit graag in my lewe wil ondervind. Jy weet, toe ek nog jonk en mooi was, vandag is ek nog net mooi. Maar hierdie man het nooit uitgeword nie. Nooit uitgeword. Sy kragte het behoue bly. Want God het hom geseën. En die Here sê, hy sê, ek gaan al hierdie ander doodmaak, van 20 jaar en boontoe gaan ek doodmaak. Dis hoekom daar 'n psalm geskryf het, as jy 60, 65 jaar oud is, en dan is jy sterk, en nou trek hulle dit vandag na vandag toe. Dit is nie so nie. Daai psalm is geskryf vir die ouens wat doodgegaan het in die woestyn. En Caleb sê hierdie woorde, hy sê, gee my die bergland. Nie die vlakte nie, die bergland. Daar waar die Enakiete bly. Hy is 85 jaar oud. En hy wil nog teen reëse gaan veg. Hy sê, want God gaan my help, ek gaan hy reëse doodmaak. Hoekom wil hy daai plek hê? Die reëse het in die beste plek gebly, hulle het als oorheers. En hy gaan die plek vat, waar die reëse gebly het. Ek wil vandag vir jou iets sê, kind van God, luister my baie mooi. Ek wil vir jou sê, jy's geregtig as kind van God op die beste. Maar weet jy, Satan het jou vertel, jy's 'n kind van die Here, jy moet suurlemoene eet in die oggend as jy opstaan, en jy moet lyk soos 'n pruim. Ek wil vir jou vandag sê, God het dit nie vir jou bedoel nie.
Die woord van die Here sê, hy sê, ek het gekom dat jy lewe en oorvloed sal hê. Nuwe Testament, my broer en suster, God het net goeie dinge vir ons moet. Die Here wil nie jy moet siek wees nie. En ek wil nou iets vandag sê. Luister mooi, jy kan na hierdie gemeente toe kom as jy siek. Maar in hierdie gemeente gaan ons jou gesond bid. Hoor jy my? Ek sê vir jou, ons gaan Satan nie toelaat dat hy hier, ek gaan hom nie 'n spyker in die muur gee nie. Hy gaan nie hier oorwin nie, want ek wil vir u sê, kind van God, hier oorwin die Here in ons en deur ons. Hulle kan vir my lag. Ek is nou die dag, ek sal maar nie sê waar ek was nie. Want die pastoor sê vir my, hy sê, jy weet ons, baie mense verloor in COVID. Baie mense, hy sê, ek het soveel begrawe. Hy sê, het jy ook baie begrawe? Ek sê, Jesus, verskriklik baie begrawe, maar nie een van my gemeente nie. Hoeso? Ek sê, weet jy, ons was eenvoudig genoeg. Eenvoudig genoeg, om as gemeente by mekaar te kom en te sê, Here, wil jy ons nie spaar nie? My broer en suster, en ek dank God, jy sien een in my gemeente dood aan COVID nie, nie een nie. Nie een nie. Is ek goed? Ag nee, Here, nooit in die lewe nie. Ek is die laaste ou in die ry in Bloemfontein, man. Maar ek ken God. En as ek daai God eer, gaan hy sy woord gestaan doen. Ek wil vandag vir jou sê, my broer en suster, hulle kan vir jou lag, hulle kan vir jou sê, holy moly. Hulle het van ons mense gesê, hulle loop in die Bybel onder die hand en die duiwel weet nie waar nie. Maar ek wil vir jou sê, dit maak nie saak wat hulle sê nie, jy weet God is in jou hart. Jy weet God leef en dit maak 'n verskil. Caleb se kinders, luister hierna, God maak Eli se kinders dood en sy nageslag. Maar Josua se kinders kom en hulle sê, pa, ons het nie fonteine nie. Hy sê, ok, ek gaan jou daai grond gee met 'n fontein. En dit nogal 'n meisiekind. Hy praat nie eens van die seuns nie. Sy hele familie floreer. Want terwyl 'n volk van 3 miljoen voor God huil en kreun en steen, toe staan hy op en hy skeer sy klere en hy sê, ons God is in staat om alles te doen. Dis wie in hierdie gemeente sit. Satan, ek wil vir jou kennis gee, dis hierdie gemeente, hoor. En hy neem die bergland in en sy kinders floreer. En ek gaan doen navorsing, sê, Here, van waar af kom hierdie man? En ek sien, hy sê die stam van Juda. En ek ken nog 'n leeu van Juda. Sy naam is Jesus. My broer en suster, ek en jy is nie geroep om veragtelik te wees nie. Ek en jy is geroep om God te eer. En God gaan eer aan jou toebring. Luister mooi. Ek wil vir jou sê, jy is nie die stert nie, jy is die kop. Ek wil vir jou sê, God het goeie dinge aan jou beloof, en hy wat beloof het, is in staat om dit te volbring. Ek wil vanoggend vir jou sê, die Here gaan jou optel, maar jy moet nie 'n koppie idee in jou lewe hê nie. Jy weet, party mense het net so 'n koppie idee. Here's my cup, Lord. Dan bring hulle so 'n klein koppie. Here's my cup, Lord. Nee. Ons is nie daai tipe mense nie. Here's my cup, Lord. Nee. Dankie my God. Here, hy gaan vir ons groei. My broer en suster, kry 'n verwagting in jou lewe. Jou God leef. Hy het gekom sodat jy die reëse kan verslaan in jou lewe. Luister,
God het gekom dat jy die konings kan verslaan in jou lewe. Elke koning wat opgestaan het teen Israel is verslaan. Dis jou werk. Dis jou destiny. Dis waarvoor God jou geroep het om te oorwin. En ek en jy gaan die eer aan ons God bring, nie in onsself nie. Ons kan nie eer hanteer nie, maar ons God kan. En ek en jy gaan hom vereer en hom vertel hoe goeie God hy is. En die dinge wat hy doen vir ons is so mooi en so baie en so gereeld. Halleluja. Ek wil 'n getuienis bring, maar ek gaan nie, want ek sal dit nie kan vertel nie, sonder om te huil nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, God ken jou behoefte. Jy dink God ken nie jou behoefte nie. Die Here sê, ek ken jou sit en opstaan. Weet jy dit? Ek ken jou sit en opstaan. Toe ek jong was, toe ek sommer maklik uit 'n stoel uit gevlieg. Vandag, jy weet, ek moet so 'n bietjie op die leuning druk. En as ek gebid het op my knieë, dan moet ek iets kry, weet, om te druk om 'n bietjie op te kom. Maar God ken my sit en opstaan. As hy my sit en opstaan ken, ken hy my behoefte. En as hy my behoefte ken, sal my God in elke behoefte na die rykdom van sy genade voorsien. Ek wil volgend vir jou iets sê. Moenie saam in die wêreld praat nie, hoor. Moenie saam in die wêreld praat. Ek wil vir jou sê, praat wat God praat, en jy sal die oorwinning behaal. Bid wat die woord sê, en die woord sal nooit ledig terugkeer nie. Ek wil vir jou sê, spreek woord. Spreek woord in jou lewe, bid woord, en God gaan vir jou gee, dit wat hy beloof het in sy lewe, vir jou, in jou lewe. My God slymer of slaap nie. Jou God slymer of slaap nie. Hy gaan vir jou voorsien. En hy gaan vir jou voorsien, jy het al gedink, God het vergeet, my God vergeet nie. Hierdie jaar, gaan God vir jou die sluise van die hemel oopmaak. Daai werk wat jy soek, Here gaan dit vir jou gee. Daai kontrakte wat jy wil hê, God gaan dit vir jou gee. Daardie kliënte wat jy moet kry, God gaan dit vir jou gee. En ek wil vir jou sê, hierdie jaar gaan jy jou kierie weggooi. Gaan jou kierie weggooi. Jy gaan flink stap. Ek sien vir Johan daar agter. Hy bel my. Johan Venter, hy sê vir my, pastoor, hy sê, ek het vanoggend oorweeg om my lewe te vat. Hy sê, ek sien nie meer kans vir hierdie lewe nie. En as ek Johan sien hier by die kerk aanloop, hy sê, kop onderste bo, geen moed nie. En toe hy my skakel, sê ek vir hom, hoor die woord van die Here, God sê, hy gaan jou stap verander. Here sê, hy gaan 'n persoon in jou sy sit, jy gaan weer lag. Hy sê, kan dit wees? Daar sit sy landsom. God het dit gedoen. Ek wil vir jou sê, jy hou van bekommernis, party mense vertroetel dit, jy weet, party mense hou van bekommernis, hulle kan nie gaan slaap as hulle nie bekommerd is nie. Dis soos 'n babatjie, jy weet, Simbamba, hulle vertroetel haar die bekommernis, gooi die ding weg man, trap op sy kop aan sy dood. Ek wil vandag vir jou sê, gee God kans in jou lewe, vertroetel sy woord, eer hom, deur hom te glo. En die Here gaan. Weet jy wat? As jy God kan vertrou, hom kan glo, dat hy die God is wat hy sê hy is, gaan God jou eer. Want jy sal 'n walking witness wees dat Jesus is alive.
Halleluja. Luister hierna. As jy negatief in hierdie plek ingekom het, hoop ek jy dit daar buite by die deur neergesit. Want so waar as wat daar 'n Here is, jy gaan uit hierdie plek uitstap vanoggend en jy gaan sê, Here, ek sien kans vir reëse. Want U is met my. En as U met my is, my God, wie kan teen my wees? Stem jy met my saam? Kan ek 'n amen kry hierso? Amen. Kom ons staan op ons voete. En ons roep die Here God van hemel en aarde aan, dat hy vir jou 'n deur gaan oopmaak, hierdie jaar, hierdie week in jou lewe. Halleluja. Steek vir my jou hande in die lig. Almagtige God en hemelse Vader, ek dank U dat U die God is waarna ons kan vashou. Ek dank U dat U die God is wat sake verander. Ek dank U dat U die God is wat negativiteit en positiwiteit omskakel. Ek dank U dat U die God is wat 'n pad maak wat daar nie 'n pad is nie. U maak 'n pad in die woestyn, Here, U maak 'n pad in die see. My God, daar is niks vir U onmoontlik nie. En Here, vanoggend is ons ou klompie mense hier by mekaar. Here, hier's nie professors nie. Hier's net mense wat 'n godsaak het vanoggend. Here, en ek roep na U vanoggend. Ek roep na U, Here, en ek wil vra my God dat U vir elkeen vanoggend geraak sien. U ken die behoefte, Here, van elke man en vrou en kind wat in hierdie plek is. Here, U weet ons kan nie sonder U nie. Ons wil nie sonder U nie, Here. Want U is vir ons die weg, die lewe, Here, en die toekoms. U is die waarheid, Here. Ek dank U vir U woord, my God, wat ons inspireer. Here, ek hou vas aan daardie woord. Daardie woord wat sê, jy sal nie beskaam staan nie. Daarom, my God, bid ek nou vir elke man en vrou. Here, in die eerste plek bid ek vir gesondheid oor hierdie mense. Satan, ek gee jou kennis in die naam van Jesus. Daar is betaal, deur die wonde van Jesus is daar vir ons genees. Satan, ek kom teen jou in die naam van Jesus. Jy sal nie meer die finansies van hierdie mense steel nie. Here, ons sal genoeg hê, ingestop, geprop, geskit oorlopends. Here, ek dank U vir herstelde familiebande. Here, maas en paas en kinders waar moeilikheid is, my God, in hierdie week sal daar herstel wees. Kinders sal terugkom en sê, ma, pa, ek is jammer. My God, U herstel verhoudinge. My God, U herstel ons verhoudings met U. Here, ons gaan weer leef in oorwinning. En ons gaan U naam verkondig, my God, en ons gaan vertel van U grootheid. Ek dank U, Here, U gee die oorwinning. En ek dank U, my God, dat die oorwinning vandag gevat word, in die naam van Jesus. Dank U, Here, vir U seën wat swaar op hierdie mense rus. O my God, dat dit so swaar is, dat ons moet bid, Here, gee ons die vermoë om dit te kan hanteer. Ek dank U daarvoor, Here. Dank U, Here, dat hierdie boodskap nie 'n boodskap is van mense denke nie, maar Here, dat U Heilige Gees dit geïnspireer het. Here, seën hierdie mense, U kinders. My God, U sê ons is hier nie meer diensknegte nie, maar kinders van God. Daarom, Here, kan ons vir U sê, Abba, Vader. Dankie, my God. Ons hoop, ons vertroue is in U, want U is ons leidsman, en U vat ons swakke hand, en lei ons vorentoe met U sterke hand,
en U bring ons op die heuwel van oorwinning. In elke aspek bid ek dit, en ek sê vir U, dankie Here, dit begin nou gebeur, in Jesus naam, amen en amen.